Elsa Esterhuizen en ek wens julle 'n hartlike goeiemôre, good morning vanaf my en my kollegas Rosanne en Pieter. Hartlike goeiemôre, good morning. Ons kan natuurlik ook nie vergeet van die man met 'n miljoen rand idee nie, soos altyd, minister Thys van Sail. Maandag. Goeiemôre, good morning Thys. Onthou, jy kan ook saam met ons gesels deur vir ons 'n WhatsApp te stuur. Skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en gesels saam. Man, Nou ja, opwindende dag julle. wat voorlê. Ja, daar is heelwat waarna jy vandag kan uitsien. Oor 'n paar minute van nou af is dit tyd vir 'n eerste eksklusiewe televisieonderhoud met die tannie van die vermiste Jocelyn Smith. So bly ingeskakel daarvoor. Dan is daar nog 'n hele paar ander goed ook waarna jy kan uitsien. Mareike Koetser kom leer ons meer oor slaapterapie vir babas. Ons verken die buitenste ruim met die skeppers van die teaterproduksie Hidden Giants en die Ramkat Mafia kom deel hulle nuwe musiekvideo. Ramkatte. Dit is so lekker, Ramkat Mafia. Dit lyk soos Thys vandag. Hy lyk soos 'n ramkat. Ek net die moves. Trend dit. 'n rustige naweek gehad, Ja, Thys. my vriend. Ai, ek gaan net sê waar toe gaan ek volgende week. Maar Rustenburg was hier. Ja, ek was wakker in Wakkerstroom. In alle verwagting is jy en Annie seker besig om Nigel toe te gaan vir julle cheetah en leeu en so Ek is aan. ook 'n cheetah, hoor. Pas Bietjie op. naweek. Luister, kom ons gesels 'n bietjie. Baie oggendstories wat ek met julle wil deel. Interessante enetjie vir my hierdie ene is, het julle nou al gehoor van 'n lipkussing? Nee. Ja. Nee, Thys, dis nie hoe jou lip voel na 'n kroeggeveg of iets nie. Maar hulle noem dit nikotienpakkies of 'n lipkussing. O, okay. Daai nuwe goedjies wat die ouens mos hier onder die lip indruk en so aan. Nou die nikotienpakkies is klein sakkies wat hulle dan nou in die tandvleis op die tandvleis geplaas word, hier onder jou lip of in jou wang. Maar dit word toenemend deur tieners gebruik as 'n sogenaamde veiliger alternatief vir rook of damprook. Maar daar's baie neeweffekte. Hulle sê hy het obviously 'n verslawende middel of iets in. Natuurlik. Die gebruik daarvan het toegeneem in die laaste jaar, veral onder Amerikaners. Hulle waarsku ook dat dit die breinontwikkeling van tieners kan beskadig, die risiko vir hartsiektes verhoog en moontlik selfs kankerverwekkende stowwe bevat. En ernstige neeweffekte is soos duiseligheid, 'n vinnige hartklop en naarheid, selfs dan net een gebruik. So wat dink julle daarvan? Wat dink julle is dit goed om te gebruik? Is dit Ek het nie eens geweet dit bestaan nie, eerlikwaar. Dis die eerste keer wat ek daarvan hoor. I've heard of it before, but only because they were doing an interview with Josh Brolin ahead of one of the films that he was publicizing. And he was saying that in his attempt to stop smoking, he actually got addicted to these patches. Dat hy in elke toneel moes hy 'n ou pakkie in die kies hê, net om met daai verslawing by te bly. And then you think about it and you go, well, this is supposed to stop my nicotine addiction, but I'm getting more addicted to these things than I was to the nicotine in the first place. Ja, sleg. Kyk, ek dink oor die algemeen rook is maar dit is van net wat dit is. Maar nou hoekom wil ons 'n plaasvervanger kry wat die addiction basies weet onderdruk? So dan word dit en met daai tipe van neeweffekte, dan sit amper veiliger maar net om aan te hou rook eintlik, want jou liggaam is eintlik klaar gewoond aan daai stof. So as jy eintlik van iets van ontslaa raak, is dit iets wat jy stelselmatig mos moet doen. So jy weet waar jy gewoonlik dalk 10 sou gerook het, rook 7, 5, 4, 3, 2, 1 en dan se ou op daai manier, maar vinniger gesê is gedaan. tackle daai rookgewoontes soos 'n dieet. Jy eet al hoe minder, so jy rook al hoe minder en los net die ding op 'n dag, jy weet, om die hele tyd die goeders te Ja. doen en nog ietsie te kry. Ek dink ook wat vir my nogal bietjie bang maak is die feit dat kinders nou hierdie produkte al sê hulle dit is net vir mense 21 en bo gemaak. Die kinders en die tieners kry hierdie nou in die hande en dit is regtig maklik om dit weg te steek, want jy sit dit in jou kies, jy ma en pa weet mos niks nie. Ek voel maar jammer vir enige Pieter. Ek dink ook natuurlik die toename in damprook, jy weet, en hoe jonk die Ja. kinders deesdae is wat wat dit Bly weg, doen. bly weg. Moenie eers begin Ja. rook nie, moenie die damprook doen nie, bly maar net weg van die dinge af. Maar as jy so Afrikaanse woorde gebruik nê Ja. vir hierdie goeters, dan klink dit amper 10 keer erger. Te doen. Soos byvoorbeeld damprook. Wat is die mooi Afrikaanse woord dan vir liphuis? Lipbalm, ek weet nie. Lipbalm. Weet nie. Lipbalm. Maar goed, julle, luister so van die ons op die as. Wat is volgens julle WhatsApp etiket? Ja. Soos wanneer om te lees, wanneer om te reply, hoe om te reply. As die boodskappe Ek het 'n groot een.
As ek nie jou nommer as 'n kontak in my foon het nie, mag jy my nie met die deur in die huis intrapslag, dankie, en vir my onmiddellik 'n stemnota stuur nie. Wie is jy? Like, I don't know you. Introduce yourself first, at least with a little line. Hi, it's so-and-so from Goeiemorgen, good morning. I'd like to chat to you about this. Then do the WhatsApp voice note thing. But if I don't know you, then if I don't know you, don't just immediately come through with a voice note. Nee. Wel, ek het ook 'n reël en dit is moenie vir my die duimpie stuur nie. Dit is iets wat ek glad nie kan hanteer nie. Nee, gebruik dan liewer daai die duimpie is my so onpersoonlik. It's like the emoji equivalent of K. Ja, en dis dit. K. Maar hoe voel julle oor stemboodskappe? Want ek het nogal 'n manier om soms 'n podcast te kan stuur. Gewoonlik na die mense toe wat vir my baie spesiaal is. Ja. Okay. Dan tyd in. Maar Maar ek weet baie mense is teen dit gekant. Ja, maar ek hou ook van 'n stemboodskap want Ja. ek raak moeg vir die getikkery en dan kom ons vinnig ietsie Ja. sê. Ja. Maar in die ou dae het jy seker maar 'n ou gebel of het vir 'n briefie gestuur, hè? Ek dink dit maak bietjie kommunikasie tot 'n groot mate 'n bietjie verleid. Jy weet, maar ag, op die ander kant ook met 'n stemnota, as jy kan altyd later wel ook na hom luister as jy byvoorbeeld nie dadelik 'n oproep kan neem nie. So dan is 'n stemnota baie kere, jy weet, gemaklik, maar ek is terrible met WhatsApps. Okay. Ek sê dit vandag vir ons kykers ook en wat saam kliënte, ek is super jammer. Okay, en my eie vrou ook. Ek's terrible met WhatsApp. So Bedoel jy jy's 'n blue ticker? asseblief tikker. Of 'n grey ticker. Jy maak dit eens oop I'm nie. just a non-ticker. Dit is so lekker naam. Hoekom het jy die toepassing op jou foon? Ag, weet jy, ek het hom nodig. Van tyd tot tyd as ek self 'n stemnota wil los. Dit is sodat hy die QR-kode kan skandeer en saam met Maar goeiemôre dis nou een ding op die Dis stemnotas presies en daai tipe goeters, maar hoe tik jy vir iemand? Is dit ook maar ek weet e-pos het ook mos as jy nou in hoofletters tik, dan beteken dit jy's nou jy praat nou hard. Is dit maar dieselfde op WhatsApp? Ek dink nogal grammatically correct. It's important for me. Like I don't. What are you doing with all the time that you're saving writing you instead of you? Wat doen jy? Gaan jy jou inkopies doen? Gaan jy nou soveel tyd spaar as om die regte volledige woord uit te tik? Maar dit maak jou lui en veral met die kinders. Okay, so daaroor ons is klaar deur skool. Nou kry ons as tieners wat byvoorbeeld ook nou WhatsApp 'n grammar basies toepas. En dan is hulle oë uitvee dan dat hulle klaar aangeleer hè met hulle spraakwyses wat hulle woorde vervang byvoorbeeld. En opstelle. Ja, sy en skryf en Dit alles. irriteer my die meeste hierdie afkortings, LOL en Is dit omdat jy nie weet wat dit beteken nie? glad nie. Ek moes nog soveel ontsyferingswerk doen. Wat die hel beteken dit? Oh Pieter, hier is vir jou ene hoor. Ek hoor hom. Nee, dis vir Elsa. Sit neer daai duimpies. Sit neer daai duimpies. Ons sal werk aan die WhatsApp etiket op hierdie program. Maar goed, miskien kan jy ook vir ons laat weet wat jy dink die WhatsApp etiket is en wat jou miskien die meeste irriteer. Ons sal graag van jou wil hoor. So skandeer die QR-kode op die skerm of maak kontak met ons op sosiale media platforms. Ons laat dit nou vir eers net daar en ons gesels net hierna verder, so maak seker jy bly ingeskakel vir die res van die program saam met my en my liewe kollegas. Ek hoop jy sit met 'n heerlike koppie koffie in die hand. Okay.
welkom terug. Die groenhoogdogtertjie van die middelpos informele nedersetting by Diasville in Saldanha, Jocelyn Smith, wat verlede jaar op die 19de Februarie spoorloos verdwyn het en toe 6 jaar oud was, het talle Suid-Afrikaners en selfs mense in die buiteland aan hulle harte geruk. Die 3 beskuldigdes, Jocelyn se ma Kelly, die se Carol Jacqueline Boeta Apollos en hulle vriend Stefano van Ryn, is intussen die afgelope Vrydag daarin skuldig bevind dat hulle die dogtertjie vir doeleindes van uitbuiting verkoop het. Ons weet steeds nie waar liewe Jocelyn is nie. En ek het egter gewonder watter emosionele impak die saak tot dusver op die familie gehad het en steeds het. Ek gesels nou by die Jocelyn se tannie en Kelly se sussie, Michaela Daniels. Michaela, baie welkom en dankie dat jy vandag by ons aansluit. Dis 'n plesier, Elsa. Nou Michaela, ek dink almal se emosies het van die begin af wiplank gery wat hierdie saak betref, maar hoe het dit julle as familie geraak? Om eerlik te wees, hierdie saak het 'n baie negatiewe impak op ons as familie. Ek dink hierdie is een van die moeilikste, emosionele en uitdagende tyd ooit. Maar ons as familie doen ons bes om mekaar te ondersteun terwyl ons alles verwerk. En ek glo en vertrou dat ons hierdeur sal kom deur die Here se genade. Dit moet tog sekerlik moeilik wees om te wonder of 'n mens se sussie tot so iets in staat is, nie waar nie? Natuurlik. Ek sê elke dag op sosiale media, mens is mens, niemand is volmaak nie. Maar ek sou nooit kon dink dat my suster tot so iets in staat sou wees nie. Nou jy moes self ook getuig het in hierdie saak. Ek wil hê jy moet ons net so 'n bietjie terugneem na daai dag, want dit was nogal redelik emosioneel vir jou ook gewees. Ja, so ek was in 'n baie ongemaklike posisie geplaas. Ek dink nie enige iemand hier buite sou baie graag teen Elsa wou getuig nie. Ek kan onthou 'n paar ure voor ek moes gaan getuig, het ek 'n emosionele ineenstorting gekry en ek het vir die Here gevra om my net sterk te maak vir daardie oomblik, want op die einde van die dag is dit nie vir my wat ek dit doen nie, dit is nie vir enige iemand anders hier buite wat ek dit doen nie, maar tog vir Jocelyn. En jy het vir Kelly ook na die tyd gesien. Ek wil vir jou vra, was daai oomblik ongemaklik geweest? Nee, dit was nie vir my 'n ongemaklike oomblik nie. Ek dink ek moes haar gesien het, want die oomblik toe ek daar kom by haar het ek vir haar gevra, Kelly, waar is Jocelyn, met die hoop dat sy vir my gaan sê waar haar kind is. En sy het vir my gesê sy weet nie, sy het ook gevra om saam met my ma te praat en ons het toe my ma gebel en my ma het gepleit dat sy die waarheid moet praat. Ons almal het bietjie emosioneel geraak en 'n traantjie gestort en toe het sy nou nie weer kans gesien om met my ma te praat nie. En sy het net agterna toe gevra hoe dit met haar ander kinders gaan en hoe dit met ons broers gaan. Nou, ek wil tog vir jou vra, hoe voel jy oor die uitspraak wat die afgelope Vrydag gelewer is? Ek is 'n baie regverdige dame. En ek glo geregtigheid moet skied daar waar dit nodig is. My ouers het vir my groot gemaak met die woorde: elke verkeerde keuse wat jy maak in hierdie lewe het nagevolge. En ongelukkig is hierdie een van die nagevolge wat Kelly moet dra vir die verkeerde keuses wat sy gemaak het in die lewe. Dit is bietjie seer, maar mens kan nie verkeerde keuses maak en nie verwag daar is nie nagevolge. Daar sal nie nagevolge kom nie. Michaela, dink jy julle sal haar ooit kan vergewe? Ja, ek meen, ons as mens verwag tog maar elke dag, die Here moet ons vergewe, ons vra vergifnis elke liewe dag. So, wees ons om nie mekaar te vergewe nie. Ons is kwaad, dit is menslik om kwaad te wees, en ons is seer gemaak, maar tog, sal ek sê, daar sal 'n tyd kom, wat al die ander familie, res van die familie, haar ook sal vergewe. Maar ja, ek het haar vergewe, maar dit beteken nie dat wat sy gedoen het, is reg nie. En dit bly 'n baie emosionele storie, wat baie mense so persoonlik ook hulle harte aanraak. Kelly het nou besluit, sy het tot dusver niks gesê nie, maar sy het besluit dat sy nou graag wil praat. So,
Dit nou voordat sy gefonnis gaan word. Wat sal jou boodskap vandag aan jou sussie wees? Wel, die boodskap wat ek vir haar wil gee is, dat ek hoop en bid, dat haar moederhart sal oopgaan. Dat sy net eerlik sal wees en vir ons sê waar Jocelyn is. Want die res van die wêreld, met ons as familie ingesluit, wil baie graag weet wat het gebeur en waar Jocelyn is. So ja, my boodskap aan haar sal wees, mag haar moederhart oopgaan vir haar dogter. Michaela, baie dankie. Ek weet ek het nou al 'n paar keer vir jou gesê dankie dat jy bereidwillig is of was om vandag met ons te gesels, maar ek sê dit weer vir jou want ek dink dis juis waarom ons op hierdie kwessie fokus. Dit is so 'n mensstorie en almal stel belang en wil weet. So ek weet dit is 'n sensitiewe saak, maar dankie dat jy vroeg opgestaan het en dat jy wel vandag met ons daaroor gesels het en ons dink aan julle in hierdie tyd. Baie dankie, Elsa. Dit was 'n groot plesier, hoor. En ons hoop steeds natuurlik vir 'n mooi einde ook op die ou einde van die dag. Ons bly aan of ons hou aan om te hoop. Nou onthou, jy kan ons op sosiale media volg, gaan soek net vir Goeiemôre Good Morning en jy kan ook ingeskakel bly want net hierna gesels ons met die aktrise Maryke Koetser oor slaapterapie vir jou baba. En ek noem net weer, gaan soek ons op sosiale media, maak ook seker jy stuur vir ons 'n boodskap. Onthou, dis baie maklik, daar is 'n QR-kode wat gereeld op jou skerm verskyn. Ons is nou weer terug. Bly net waar jy is. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek jy ordentlik aan. Soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek. Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Ons sê graag iemand slaap soos 'n baba, maar elke ouer weet dis dikwels glad nie so rustig nie. Die aktrise Maryke Koetser gesels nou met ons oor haar werk as slaapterapeut vir babas en gee praktiese raad oor hoe om jou kleintjie te help om werklik rustiger te slaap. Maryke, baie welkom hier by ons. Baie dankie, lekker om julle te kuier vir vroeg in die oggend. Nou kyk, dis vir my baie interessant. Wat het jou geïnspireer om van aktrise na gesertifiseerde slaapkonsultant oor te skuif? Langs die kort COVID het gebeur. Ja. So een goeie ding wat uit COVID uitgekom het, ek het 'n besigheid begin, maar my ou dogtertjie wat nou 5 jaar oud is, klein Leila, het nie geslaap toe dit COVID was. En sy was 6 maande oud gewees en sy het letterlik elke uur om die uur wakker geword. Nou my agtergrond is onderwys. So ek het 2 kinders en ek het probeer om my dogtertjie groot te maak soos my seentjie met die rotine en die struktuur en jy weet al die goeie is in plek. My daad het niks gewerk nie, maak nie saak wat ek probeer het nie. Sy wou net nie slaap nie.
En met COVID was dit baie erg geweest. Want jy weet ingeperk en ek dink dis waar dit begin broei het. En ons het daartoe op 10 maande ouderdom gesleep train, ek en my man, ons het Sleep Sense program gebruik. So van 10 maande se niks slaap nie, aand 1 toe slaap sy deur. Kyk, ons het nie geslaap nie. Ons het kort gaan kyk, haal sy asem. En toe het ek dit nogal interessant gevind en ek het 'n passie begin kweek vir die wetenskap van slaap. En ek het toe gaan studeer en ek's internasionaal nou gesertifiseer as 'n slaapkonsultant. So ek werk van newborn babas tot met 6-jarige kinders en ek studeer nou verder vir volwasse slaap ook. Ja, want ek het gehoor jy kan dalk 'n paar wenke met ons ook deel. Met liefde. Maar ek dit is so interessant wat jy sê oor hoe COVID ons lewens geïmpakteer het. Ons het eintlik later 'n onderhoud om te gesels oor 5 jaar na COVID en hoe alles verander het. Maar ek het slaapterapie met beide my kinders gedoen en dit is nie regtig iets wat almal wil probeer nie. Hoekom dink jy is mense so huiwerig om dit te probeer? Ons het ook die Sleep Sense metode gebruik en toe 'n konsultant ingekry vir my tweede een wat ook glad nie geslaap het nie. Ek dink daar's 'n negatiewe en 'n wanpersepsie as dit kom by die woord sleep training en ek haat die woord sleep training. Ek sê dat ek's 'n sleep coach. Want ek help die ouers, ek gee vir hulle al die so my werk is ek lê al die feite op die tafel, maar dit is 'n holistiese benadering. Wanneer ek met 'n familie werk en ek verkies om na hulle huis toe te gaan, kyk ek na absoluut alles, die slaapomgewing. Nou natuurlik die eerste 12 maande van 'n babatjie se lewe is hulle in hoë risiko vir wiegiedood. So my werk as konsultant is om seker te maak waar jou baba slaap is veilig nommer 1. So ek kom met 'n mamma hart. Ek is self hierdeur, so ek hou nie van die rigiede manier, die Ferber method wat hulle bedoel die cried out metode nie. So ek volg glad nie daai metode nie. Ek hou nie van die metode nie. Ek stem nie saam daarmee nie. So ek doen 'n baie meer sagter benadering. Maar ek dink daar's 'n negatiewe konnotasie want baie ouers het 'n wanpersepsie. Hulle dink wanneer jy 'n babatjie neerlê om te slaap, moet jy wegstap vir 3 ure jou kleintjie los om homself aan die slaap te hou. Dit is die Ferber method, dis nie wat ek doen nie. Daar's 'n benadering, daar's 2 benaderings. Of jy bly in die kamer, en ek weet nie watter benadering jy gevolg het nie, of jy kan in en uit die kamer uitgaan, maar jy as ouer is in beheer. Maar ek kyk na alles. So ek kyk waar jou baba se dag begin, waar jou baba slaap, wanneer jou baba eet, waar jou baba eet, wat se bedtime routine doen. So daar's soveel goedjies wat 'n impak het op die aandslaap. Die hele dag het 'n invloed op jou baba, hoe jou baba vanaand gaan slaap. So dit is 'n bietjie meer as net 'n vinnige opleiding kursus. Ja. En wanneer weet ouers dit is nou tyd om hulp daar in verband hiermee te kry? My opinie oor dit is wanneer jy slaapsituasie vir jou werk. Hoe kom dit verander? Die oomblik wanneer jy slaapsituasie in jou gesin nie meer vir jou werk en byvoorbeeld niemand kry genoeg en kwaliteit slaap in die huisgesin in nie, kry dan iemand om te help. 'n Babatjie van 10 maande plus ouderdom 10 tot 12 ure elke aand slaap, deurslaap. Dit is goed vir breinontwikkeling, dis wat hulle nodig het. Leila's 5, sy slaap nog steeds 10 tot 12 ure elke aand. Ja. Hoe weet mens dat dit nou dan tyd is om te kyk na die kind se slaappatroon en vir Marijke in te kry? Dis nooit te vroeg nie en dit is ook nooit te laat nie. Die jongste waarmee ek al gewerk het, is 'n babatjie wat 10 weke te vroeg gebore is. Baie ouers wil letterlik van dag 1 af goeie slaapgewoontes vas lê. So dis nooit te laat nie, is ook nooit te vroeg nie. Die oudste waarmee ek gewerk het was 6-jarige kinders. So ek dink wanneer jy voel of my babatjie se bui lyk nie vir my lekker nie, ek moet dalk 'n bietjie begin kyk na die slaapgewoontes. Ek meen kontak iemand, gesels daaroor en dan besluit jy vir tyd is of nie. Nou, hoe beïnvloed goeie slaap baba se ontwikkeling en ouers se geestesgesondheid in die proses? Jy weet self, as jy nie 'n goeie aand gehad het nie, jy sukkel om te fokus. Dit affekteer jou bui en jy kan nie 'n goeie ouer of 'n mamma wees nie, jy sukkel by die werk om te konsentreer. Waar met 'n kleintjie die breinontwikkeling word absoluut geaffekteer. As 'n baba nie genoeg slaap nie, kan hulle nie genoeg groei nie want hulle groei tydens diep slaap en ook hulle immuunstelsel word versterk tydens remslaap. So jou kleintjie het nodig vir breinontwikkeling, vir fisiese en emosionele ontwikkeling om genoeg te slaap. Maar ek dink slaap is 'n biologiese mensereg. Jy verdien slaap, jou baba verdien slaap. So ek dink die oomblik wat jy ouer word, sê baie mense vir jou, "Ag, slaap is vir die volgende 2 jaar by die venster uit." En ek dink dis onwaar. Jy verdien slaap, jou kind verdien slaap, goeie kwaliteit slaap. Slaap is 'n biologiese mensereg. Daar's dit. Ek proteseer slaap. Druk, hoor. Wat is wat jou werk vir jou so lekker maak? Natuurlik, jy het baie bevrediging gekry van jou werk as aktrise, jy speel nog steeds wanneer jy tyd kry, maar wat is hierdie sleep coaching wat jy so aan die hart lê? Kyk, as ek eers begin praat en ek wens soos 'n uur gehad, maar as ek eers begin praat oor slaap kan ek nie ophou. Dis hoekom ek so 'n neuroscience ook begin studeer het, want ek het 'n fascinasie met die breinontwikkeling en slaap. Maar om ouers te help, as ek in 'n konsultasie sit en ek sien mamma en pappa kyk vir my en ek kan sien die oë begin wasig geraak en ek sien hulle sit in gaap. Ek kan nie wag vir die eerste deurslaap aand nie en dan as hulle my kontak en sê ek het baie mammas wat nou vir my sê ek het so baie tyd nou op my hande. Ek dink dalk om nog 'n kind te kry, want nou het ek baie tyd. Wat moet ek al my tyd doen? En daai is waar ek kan nie wag vir daai oomblik en daai oomblik wat hulle soos
hoekom het ek nou lankal hierdie gedoen? Die slaap is so lekker. So ek dink dis en ek kom met 'n mamma hart. Hierdie het vir ons gewerk. En my hart is om ander families ook te help. Watter raad of wenk gee jy die meeste vir ouers wat dink daar is miskien nie hoop nie? Dat ek dink die moeilikste waarmee ek al gewerk het was 'n kankerpasiëntjie. Sy was 18 maande oud, het kanker gehad en ek meen as ek haar kon leer om deur te slaap en self aan die slaap te raak sonder trane, is daar niks wat my moeiliker is nie. So ek dink daai was my grootste uitdaging gewees, net op aand 2 deur geslaap. Marijke, waar kan ons kykers jou kontak? Ek het 'n webtuiste www.mc, soos Marijke Koetser, mcsleepconsulting.com. Ek is op Facebook, ek is op Instagram, MC Sleep Consulting. Slaap is 'n biologiese reg. Luister, ons het jou nou hier vinnig. Waar kan ons jou volgende op die skerm sien? Ek is op Diepe Waters op die oomblik en dan ek weet of ek al mag sê nie, maar ek het so bietjie gaan speel en ietsie anders wat ek dink Augustus begin uitsaai. En dan sal ietsie anders in die pipeline maak, mag nog nie. So op hierdie stadium ek is op Diepe Waters. Ek speel Renay op Diepe Waters. Geheimsinnig, want sy slaap lekker baie. Maar dit was so heerlik om met jou te gesels en om oor sleep coaching te hoor. Dit het vir ons gewerk. So as jy daaraan dink, asseblief kontak vir Marijke en sy kan jou en jou gesin dalk help om bietjie beter te slaap. Dis alwaarvoor ons nou tyd het. Net hierna is Arnold Geerts hier met die sport. As jy enige vrae wil vra, dalk vir Marijke of een van ons ander gaste, stuur vir ons 'n WhatsApp deur die QR-kode te skandeer wat jy op jou skerm sien. Ons hoor graag van jou. En dan, ook as jy op jou foon is in elk geval, gaan volg ons op social media @goeiemôre, good morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. Goeiemôre, good morning. Dis net so na 6:30 en tyd by ons om nou sport te gesels met iemand anders nie as ons goeie vriend, meneer Arnold Geerts. Hallo Arnie. Goeiemôre Geertsie. Arnie Geertsie. Ja, interessante sportnaweek, net vinnig. Mens moet noem vroeg vanoggend ons tyd Oscar Piastri sy 4de oorwinning in 'n ry, 'n 1-2 vir McLaren heel bo met Norris op die tweede trappie van die podium en Oscar is nou voor hom op 131 punte en dan Norris op 115 en dan Max Verstappen wat 32 punte agter is. Almal het die hele seisoen verlede seisoen en die seisoen voor dit gesê, Max Verstappen en nou gebeur dit. Nou gebeur dit, nee. Maar nou is dit die ander kant toe, want nou sal iemand wil sê, ja, maar nou raak dit vervelig want Norris wen die hele tyd. Ek dink dis nie hoe sport werk nie. Dit is maar net, dis sy beurt. Ja. En dan ek moet sê, ai die blitsbokke.
Boys, waar was julle? Ja. Hulle het geluister na ons gesels. Eerlikwaar. Maar hoorie, ons het dit gespreek oor hulle. Okay, ons het onthou julle, ons het gesê, boys, hierdie naweek. So, dis nou van 2,5 weke terug was hulle 9de in Singapore, al die pad deur onoorwonne. Luister, ons het Frankryk geklop, Brittanje, Argentinië, 26-5 voor die All Blacks en toe Spanje in die eindstryd. Maar nou moet mens ook sê Spanje wel gedaan, want hierdie is 'n span wat die afgelope inteendeel, ek dink hulle het verlede jaar 11de of 12de geëindig op die puntelys. So die feit van die saak is weer hierdie bok 7 span het dit. Hulle het dit beslis. Begin met 'n wen in Kaapstad in die toernooi, die hele reeks klaar gemaak met 'n wen hier aan die einde in Hollywood, maar ja, dis iets is nie lekker nie. Miskien het hulle nou ietsie gekry wat volgende jaar 'n goeie hupstootjie of volgende seisoen 'n goeie hupstootjie sal gee. Op die ou einde hulle verdediging was klinies. Hulle het nie 3 afgestaan in die eindstryd nie. So gedoen word. Dit was wonderlik. Eerlikwaar net fantasties om te sien. As wat hulle mos maar sê vir die Spanjare, muchas gracias. Of is dit Mexikaans? Baie dankie. Muchos gracias. Muchos gracias. So, verskoon my. Ek dink wat dit beteken is alles is daar. Ek dink mense moet dit op die keper beskou en sê alles is daar wat jy nodig het om regtig 'n suksesvolle span te wees. En Philip Snyman en sy manne het dit nou bewys. Ons moet nou net aanskop na die volgende vlak toe. Kan nie wag nie. Ook maar weer 'n nuwe span gewees, nê, soos wat daar en Pieter baie beserings. Ongelooflik baie. Ricky Duarte byvoorbeeld was vir die eerste deel van die seisoen nie daar nie. Die kaptein Soizwapi was nie daar vir groot dele nie. En ongelukkig is dit 'n deel daarvan. Dit affekteer dinge verskriklik sleg as die hele balans van jou span so geskuif het dat jy eerlikwaar sukkel om by te bly. En ek dink daar is 'n ding wat die sewes miskien weer by Rassie kan neem is om daai diepte te bou. Sodat as jy die Engelse term is mooi, like for like. As jy iemand uithaal, dan kan jy iemand insit wat presies dieselfde en miskien selfs in sommige gevalle meer bring. En dis nie altyd maklik om te doen nie, want sewes is 'n baie tegniese ding dink ek. Ja, natuurlik fiksheid het alles en as ek nou my Hammy kan uitsorteer weer dan kan ek ook terugkom by die sewes. Sal jy comeback wil maak? Ja, ek dink ek moet hulle benodig hoor. Die eerste ding is soos ons vorige gas gesê het, net 'n bietjie beter slaap. Alhoewel ek moet jou sê toe sy nou sê die kinders groei as hulle slaap, ek gaan nooit weer slaap nie want dis waar die groei. So dieselfde ding of nie. Ek vra maar net. Skerp genoeg. Aanvaarbaar. En dan hier is een van die baie interessante dinge. So ons praat nou rugby. Oor die naweek wat kom is ons weer terug in die Verenigde Rugby Kampioenskap en jy's mos 'n man wat hou van stats. Okay. Ek love a stat. Okay. So die Scarlets en die Dragons, so die Wallisers is nou hier. Die Scarlets en die Dragons het nooit in Suid-Afrika gewen nie, nog nooit. Cardiff het nog net 2 oorwinnings hier gehad en al 2 kere was dit oor die Sharks in Durban, maar hulle speel nie hierdie keer gelukkig in Durban nie. En dan die Leeu's moet hierdie Sondag en hulle speel op 'n Sondag, hou dit net in gedagte asseblief liewe kyker. Hulle speel Sondagmiddag. Hulle moet die Scarlets afslag om nog steeds hulle kansse gelukkig om hulle kansse aan die gang te hou. Met 'n bonuspunt as hulle nou regtig gelukkig is. Dis nie arm. Daar's geen geluk aan nie. Ons gaan 5.5 punte, dan das dit. Die Walliese spanne gaan nie verloor, die Skotte gaan verloor. Almal gaan verloor wat moet verloor sodat die Leeu's daar kan uitkom. En jy het dit eers gehoor hier by Goeiemôre Goeiemôre. As ons roep ons op. So die Ire is voor ek het die persentasies gaan hierdie is nogal fascinerend. Ek hou van soos jy, ek hou van syfers wat ek dink jy kan baie daar uit lees. Die Ire is voor met 9 wenne uit 36 wedstryde. Dis net is 'n 25% wenpersentasie. Skotte 18 keer hier gespeel, net 3 keer gewen. Dis 16%. In Wallis 3 uit 24 hier op plaaslike bodem, dis net 12.5%. So, dis hoe dinge daar uitsien. Maar jy kan ek weet dit is nog vroeg. Jy kan nog seker jou gedagtes verander, maar die Sharks teen die Ospreys, dis Vrydag aand. Ja. Hoe sê julle? Let's go Sharks, hè. Okay. Dan die Bulle, hulle is 4 uur Saterdag teen Cardiff. Bulle met 30. Okay, goed, so weer eens sê dit eerste hier gehoor. Skryf dit nou maar neer. En dan 6:15 die Stormers teen die Dragons Saterdagmiddag. 25 points. 25 points vir die Stormers. En dan ons het nou klaar gehoor wat by die Leeu's gebeur. So dis dit oor die Scarlets. 3 uur Sondagmiddag. Ek neem aan jy gaan daar wees. Nee. Ek gaan. Ja, ek gaan 'n paar maak, ek is daar. Ja. Weet jy wat sê hulle, wat noem jy 'n mooi blondine op 'n leeu speler se arm? Asseblief, ek kan nie wag. 'n tattoo.
Ek gaan in die moeilikheid kom hier. Ek kan dit sien kom. En dan nog een of twee ander dinge wat fascinerend is. IPL weer eens oor die naweek ongelooflik. Ons het gister 'n telling van 236 gesien. Grootste tellings. Die Lucknow Super Giants mooi aan die gang. Daar's 'n hele lot. En die ding is nou weer heeltemal oop. Daar's nou 5, 6 spanne wat hulle self nou weer in die ding ingespeel het. Daarby saam Scottie Scheffler. Ai, tog. What a guy. Ja, hy het begin met die 61, toe skiet hy sommer so lag 'n 63 in die tweede ronde en hy het bloot net gedomeineer. Ja. En dit wys jy nou maar net, dit het hom 'n rukkie gevat. Die storie was, hy het pasta gemaak vir Kersfeesete. Toe sny hy amper 'n deel van sy vinger af. Toe moet hulle nou die ding regmaak, hy moes 6 weke afvat en wat ook al. En ek het dit gesê en dit is waar, as hy braaivleis gemaak het, sou daar nie hierdie soort van probleem gewees het. So, laat ons dit nou net regkry. Maar die feit van die saak is, hy het gesukkel, dit was daar of daaromtrent by die meesters, maar onthou jy moet 4 goeie rondes aan mekaar slaan. Jy kan nie 3,5 goeie rondes of 3 rondes, dit moet 4 goeies wees. Kon dit nie doen tot hierdie naweek nie. En by die Byron Nelson Classic was hy bloot net, ek dink die term is classic. Hy was wonderlik. Goeie vertoning van ons eie Erik van Rooyen van Suid-Afrika, want weer eens, hy het goeie golf gespeel, 1 of 2 houe elke ronde net op die tafel gelos. Maar Scottie Scheffler is terug waar hy hoort en oor 'n paar weke is dit die PGA kampioenskap en dan sit seker tyd. Hulle gaan Scottie Scheffler en nie Italian Scheffler. Scottie Scheffler. Ek weet daar is dit nie daar gewees nie. Ek dink Scheffler is Duits, maar toe maar kom ons los dit daar. Annie, maar baie dankie. Dit was lekker om die sport te gesels en ek sien baie uit na hierdie opwindende naweek wat voorlê. Ek kan net dink hoe ons praatjies gaan uitsien daarna volgende week maandag. Dis dan nou eers tyd vir dit van die nagesels ons amper sê sport. Nee, geldsaake saam met tuis. So bly net waar jy is. Ons sien vir jou nou weer. Goeiemôre. Good morning.
Goeiemôre, welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, good morning. Dis nou tyd om bietjie geldsaake te bespreek en ek het onlangs baie waardevolle finansiële raad raak gesien op Facebook. Kyk net hier. Wat het ouma vir jou gesê? Ouma het gesê as ek my geld by die bank sit, dan word dit meer. Okay, so word jy dit gesin? By die bank. Okay, wys my. Ouma, baie dankie vir daai baie oulike raad. High five, Jimmy. Ek wil ook baie graag dankie sê vir die raad, ouma, maar kom ons kyk of Thys van Sail nie 'n bietjie beter kan doen met daai geldjie nie. Dis tyd vir Thys se Bull and Bear Report. Dankie kollegas en natuurlik 'n hartlike welkom vir julle maandag kykers daar buite. En as jy nie daai tip gevang het nie, dan gaan jy niks vang nie. Al nie vanoggend nie. So 'n private bank se kostes is gewoonlik baie laer as 'n gewone chequerekening. So dankie vir daai bietjie insaag en natuurlik gaan ons ook terugkyk na Cyril Ramaphosa wat ook sy 50 randjies daar gesit het so rukkie terug as ons nie kan onthou nie. Maar nietemin, kom ons gesels bietjie oor. Laasweek het ons net bietjie aangeraak aan sekere aandele wat daar beskikbaar is en wat natuurlik my gunsteling aandele is in die omgewing van so 5 waarna ons gekyk het. En as ons bietjie agter my kyk, direk daarna, letterlik 'n dag daarna, toe was hierdie natuurlik in die media gewees rondom dit is nie die Kaapse wat saam gebeur nie. Maar in elk geval, kom ons beweeg aan. Ons gaan nie oor dit verder praat nie. So, never mind. Kom ons gaan kyk bietjie na laasweek wat ons gepraat het juis oor Microsoft, ons praat bietjie Apple, ons het bietjie gepraat Tesla, maar weer eens as jy bietjie gaan kyk na Bloomberg, het dit natuurlik al 3 daai aandele het opgeskiet met ongeveer tussen 10 tot 12% in 'n kwessie van letterlik 24 uur nadat julle dit gehoor het op hierdie program. So ek dink die ouens op die markte kyk ook hierdie program so by the way. Alright, so hulle gaan dalk met ons advies, use it, don't use it. Maar soos wat ek altyd sê, ek gee nie advies nie. As jy met my afspraak wil maak, maak met my afspraak en dan kan ek vir jou advies gee. Hierdie is net slegs my opinie. So gepraat van, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor eiendomme wat in die Kaap aangaan, maar kom ons gesels bietjie oor daai sleutelaandele wat 'n ou kan kry in die vorm van eiendomssyndikasies of REITs of so byvoorbeeld eiendomhouingsmaatskappye. So die eerste maatskappy waarna ons gaan kyk is natuurlik, jy weet, Growthpoint, so wat op die Suid-Afrikaanse effektebeurs ook genoteer is, maar as ons gaan kyk na Growthpoint, die laaste 5 jaar is hy 'n klein bietjie af. Hy's ongeveer saamgestel af met so 2,71%, maar waar sy hoogtepunt was omtrent gewees in 2021 van Desember en natuurlik is hy naby min of meer waar sy hoogtepunt was in daai gedurende daai tydperk, maar 2024 sover is glad nie 'n goeie jaar tot dusver vir hierdie spesifieke aandeel nie. Maar as ons weer eens gaan kyk na sy PE ratio, staan omtrent in die omgewing van so 11,89%. Nou wat is 'n PE ratio? So 'n PE ratio is 'n price over earnings. So met ander woorde, enige PE ratio tussen 20 tot 25 sê vir jou dis 'n goeie aandeel. Daar's goeie inkomste wat verwag word. Hy is nie oorgevalueer nie. Is 'n natuurlik 'n goeie aandeel wat jy altyd in jou portefeulje in kan koop. Enigiets wat onder daai faktor is, soos byvoorbeeld eiendom van tussen so 8 tot 11 se PE ratio, is dit nog steeds 'n goeie aandeel om te koop want hy's nog steeds nie negatief nie, maar die sentiment is wel daar dat die inkomste wat die aandeel veronderstel is om te genereer dalk nie so baie goed lyk of die vooruitskatting of die vooruitsig dalk van die vorige finansiële jaar nie. En dit kan natuurlik 'n PE ratio klein bietjie afdruk. Is Growthpoint vir my nog steeds 'n baie goeie aandeel om te koop? Definitief. As ons byvoorbeeld gaan kyk, ek kry 'n aandeel teen 'n baie goeie prys, ek het 'n bietjie dieper gaan kyk, het 'n goeie vooruitsig en 'n PE ratio van 11,89% lyk nog steeds my effektief genoeg om hierdie aandeel byvoorbeeld in my portefeulje te hê as 'n eiendoms REIT of 'n eiendomsaandeel. Volgende gaan ons 'n bietjie kyk na het ons hierso as hulle net vir my kan opsit by kollegas. Nee, ek dink my kollegas is nie so vinnig soos ons vanoggend nie. Maar nietemin, as ons byvoorbeeld gaan kyk na enige eiendomsaandeel. Okay. So as ons daarna gaan kyk en wat effektiwiteit van dit vir jou gaan gee, is natuurlik om daai beskerming te kan hê op jou portefeulje en seker te maak dat jy daai tipe van aandeel kan hou. En as ons byvoorbeeld ook gaan kyk na ander aandele wat daar buite beskikbaar is daar heelwat waarvan jy kan kies. So as ons byvoorbeeld gaan kyk na Vukile Properties, hierdie is 'n aandeel wat een van my gunsteling aandele is vir die eenvoudige rede, hulle diversifisering van oorseese
kom ons sê nou maar eiendomme is baie effektief. As ons kyk waarmee hulle besig is in Europa, die hoeveelheid ontwikkelings wat hulle daar gaan doen, en is Europa 'n goeie ekonomie op hierdie stadium? Definitief. So as ons weer eens gaan kyk na Vukile en ons gaan kyk na sy PE ratio, is dit ongeveer 48,98. So ek het nou vir julle gesê, 'n goeie PE ratio is tussen 20 tot 25. So hierdie een is baie hoër. So wat dit eintlik vir jou sê is, die sentiment vir die uitkyk van potensiële inkomste en dividende wat hier uitgedra kan word vir die vooruitskatting van wat op pad is, maak dit wat sommer 'n aandeel wat natuurlik 'n baie hoër waarde het as wat hy eintlik veronderstel is om te wees. Maar is dit 'n negatief? Nee, nie noodwendig nie. Is dit 'n aandeel wat basically geoorprys is? Definitief tot 'n groot mate, maar is dit 'n aandeel wat jy wil hê in jou portefeulje? Definitief. Ek sal net nie oorlaai nie. As jy byvoorbeeld na iets meer stabiels gaan kyk soos Redefine se aandeleprys, so Redefine se PE ratio, weer eens waarna ek wil verwys, is maar so laag soos 8,03. Maar as ons ook gaan kyk na sy groei oor die laaste 5 jaar, is 'n allermintige 143%. So Redefine, in my opinie, as ek 'n eiendomsportefeulje wil bou binne 'n diversifisering in my huidige portefeulje, dan sal ek definitief kyk na Vukile, ek sal definitief kyk na Redefine, en ek sal definitief kyk ook na Growthpoint tot 'n klein mate. So daai is in my opinie die top 3, as ek kom by aandeleportefeulje en REITs in Suid-Afrika, en dis natuurlik aandele waarna jy kan uitkyk vir die toekoms en wat jy sal bereik binne in jou portefeulje vir daai eiendomsdiversifisering. Maar nou vir eers, kom ons gaan oor na ons paneel toe. So Thys, jy het nou gepraat van eiendom en daar was verlede week 'n groot oproer in die Kaap oor eiendom as beleggings. Die voorgestelde eiendomswaardasies en tariefverhogings gaan moontlik inwoners in die Kaap uit hulle huise sit, want hulle kan eenvoudig net nie hierdie tariewe bekostig nie. Ja. So waartoe nou? Kyk, ek dink een van jou grootste probleme is natuurlik, jy weet, dienste wat ou moet betaal. So of dit nou krag is, riool, algemene dienste, erfbelasting, daai is goeders wat wel bykom. Sodra jy die dag jou huis koop en daar's 'n verband op jou huis, het jy 'n verwagting van 'n paaiement wat jy ooreengekom het met jou bank of jou finansierier, wat jy X bedrag moet betaal, of dit dan nou 'n gekoppelde tarief is en of dit nie 'n gekoppelde tarief is nie. Jy weet presies wat is jou verwagting van terugbetaling. En daarvoor begroot jy ook, en daarvoor ook het ons 'n krediet, 'n nasionale krediete wat saam verskaffers wetgewing wat ook plaasvind, sodat jy nie jouself kan overcommit en byvoorbeeld nie iets kan bekostig wat jy koop nie. Maar baie kere wat mense nie in ag neem nie, is juist dan nou die rates en taxes. Ja. So as ons daarna gaan kyk, dan kan daai basies 'n bietjie raak ry, veral met eskalasie. So byvoorbeeld gaan kyk, jy weet, krageskalasie is absoluut buitehand. Jy weet, as ons gaan kyk NERSA wat hulle elke jaar voorstel. As ons kyk water, jy weet, is absoluut partykeer buite beheer. As ons gaan kyk na daai pryse en dan algemene erfbelasting. Nou ewe skielik betaal jy amper 'n derde. Okay, van wat jou verband is, betaal jy net op jou dienste. En daai het jy nie in ag geneem die dag toe jy krediet aansoek gedoen het nie, maar dit was nog nie 'n uitgawe nie. Ja. So die burgemeester van die Kaap, Jordan Hill Lewis, sê daar gaan verligting wees, want baie van die eienaars van hierdie eiendomme val in die 4 tot 7 miljoen rand soos bracket, so te sê. Ja. So hulle wil nou graag bietjie uithelp daar, want daar gaan 'n punt kom, en ek is van die Kaap, nê, en as jy dink aan plekke soos die Bo-Kaap, plekke soos Vredehoek, Devil's Peak, Tamboorskloof, dit is eenvoudig net nie moontlik om daar te bly nie, want dit is onbekostigbaar, want al die mense wat daar bly of daar koop, is mense wat van oorsee is. Sê nou jy's 'n pensionaris, of sê nou jy het jou huisie in die Bo-Kaap geërf, of dit is 'n familiehuis wat al jare in, of geslae in die familie is. Nou moet hulle uittrek, because it's too expensive to live there. Ja, kyk, ons het 'n baie goeie statistiek wat ek julle wil wys, jy weet, van Property 24 wat hulle berig het. Jy weet, rondom, jy weet, eiendomme en die verkope van eiendomme, byvoorbeeld nou spesifiek in die Wes-Kaap en natuurlik in Gauteng. So presies om aan te sluit by julle, die meeste van die verkopers is in die ouderdomsvlak van 65 en ouer. So die eiendomsmark lê in daai ouderdomsgroep. En dan terselfdertyd, die meeste van die eienaars wat nie eers verkoop nie, is ook in daai eiendomsmark. So jong mense basies koop nie meer so baie eiendomme soos wat ou verwag nie, maar hoekom nie? Want hulle pas nie basies, jy weet, in hierdie marge in waarvan ons nou verwys nie. So jou normale koper, byvoorbeeld hierso wat tussen 18 en 35 is, gaan koop huise in die omgewing van so 1.5, 1.7 miljoen. Maar ons sien ook 'n
afwaartse kurwe, jy weet van huise wat verkoop word van 2 miljoen opwaarts selfs. Maar nog steeds Gauteng, ongeag, jy weet is natuurlik jy weet voor as dit kom by huise koop en verkope. So eenvoudig so dit, maar ons gaan kyk meer na huise wat tussen 2 tot 3 slaapkamer is, wat byvoorbeeld in townships is of sekuriteitskomplekse, waar jy byvoorbeeld direk ook van die kom ons sê ontwikkelaar af kan koop waar daar dan minder kostes is as dit kom by registrasies ensovoorts. So daai is so booming, kom ons sê 'n groeifase wat daar gebeur. En dit is so logies hoekom maar byvoorbeeld hierdie tipe van vasbrand kom in die Kaap van daai 4 tot 7 miljoen rand huise. Want ek wil weer eens daai is in die faktor van hierdie ouderdomsgroepe wat hier is en goed gesê, jy mag dalk 'n eiendom dalk erf ook. Jy weet en wat maak jy nou? So aan die ander wyse ja, daar is 'n klassifikasie van nood wat daar kan gebeur, maar ja, die ouens in Weskaap is ten minste optimisties en hulle maak 'n plan rondom dit. En ons hoop dat daai plan maar verligting gaan veroorsaak vir die mense wat hulle eiendomme wil hou. Anders moet hulle maar dit Airbnb en uittrek iewers waar dit goedkoper is. Of hier is maar altyd 'n opsie en as jy wel byvoorbeeld in 'n eiendoms, kom ons sê, diversifisering in jou portefeulje wil inbou, dan is dit altyd 'n goeie keuse om byvoorbeeld na REITs te kyk of maatskappye wat eiendomsnoterings het, wat daarop bestaan. Luister, ek moet sê Thys lyk vir my nou weer in die zone. Die maandag het hom gevat, die vakansiedae is verby, my vriend, welkom terug. Nee, is lekker om hier te wees. As sy. Raak so opgewonde. Ja, dis wonderlik. Reg, nou trap ek vas. Ek wil julle vertel, ek moet my kennis deel. Dankie Thysa, dankie. Julle. Net hier op 'n goeie môre. Good morning wat 'n maandag. Jy kan ingeskakel bly. Het jy nog iets om te sê, Pieter? Nee wat? Goed, jy kan ingeskakel bly. Maar wat ek wou sê is Want kan jy nou meer? Die COVID-19 grendeltydperk is vandag 'n paar jaar gelede amptelik opgehef. Onthou nog daai oomblik? Ons gesels net hierna daaroor. Bly net waar jy is. Hier by Goeiemôre, good morning. My masker. Waar is hy? Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. ACDC Express. Everything electrical. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers.
Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Welkom terug. Vandag vier ons ongeveer 3 jaar sedert die COVID-19 Grendeltydperk amptelik opgehef is. Ons gesels nou met die voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, Dr. Angelique Coetzee, oor wat ons nou weet oor die virus wat die hele wêreld tot stilstand gebring het. Baie welkom, dokter. Goeiemôre en goeiemôre aan al jou luisteraars daar buite. Nou goed, dit is 5 jaar sedert die eerste inperking. Was dit in retrospek nodig om die streng maatreëls in te stel? Ek dink almal vra daai vraag. Nee, glad nie. Glad nie. As ons terugkyk, dan was daai streng maatreëls wat in Suid-Afrika het van die strengste maatreëls toegepas. Glad nie nodig gewees nie. Jy weet, om vir mense te sê jy mag nie skoene koop nie, jy mag nie kos gaan koop by 'n winkel nie. Weet man, dis vooraf berei. Dit het net geen sin gemaak nie en ongelukkig dink ek het dit ook 'n klomp van die informele en klein sakeondernemings se deure laat toemaak op die ou einde van die dag. So dit het 'n groot ekonomiese impak op ons land gehad. Boonbehalwe die feit dat jy dan in jou huis gesit het en jy's gedreig dat as jy daar uitgaan en hulle kry jou buite, gaan jy dalk nog 'n kriminele rekord hê vorentoe. En ek dink hulle sukkel nou nog om ontslae te raak van die kriminele rekords as ek dit nie mis het nie. So dit is net absoluut nee, dit moes nooit gebeur het nie en dit was ook nie voorgestel deur die COVID mediese task team wat die minister daai tyd saamgestel gehad het nie. So dit kom van wat hulle noem die Joints komitee af. En dit het nie van die dokters afgekom nie. Dink jy dat die reaksie so sterk was en dat die maatreëls so streng was omdat mense net nie geweet het wat aangaan nie? So nou kom ons sê jy kan nie 'n paai koop nie, jy kan nie 'n hoender koop by die Woolies nie, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dit nie. Hoopelik gaan dit dinge bietjie beter maak. Wel, ja en nee. So niemand het weet hoe om hierdie virus te hanteer. Onthou, dis 'n virus wat ons vir die eerste keer mee gekonfronteer was. Maar ons in Suid-Afrika het daarom 'n paar maande gehad om te sien wat gebeur, want onthou, dit het eers in lande soos Italië en Spanje en daai uitgebreek en ons het gesien hoe wat 'n groot invloed dit daar gehad het. So ons het eintlik tyd gehad om 'n bietjie beter te beplan wat ons nooit gedoen het nie. Jy weet om te dink jy gaan 'n virus wat geen grense ken nie, vasmaak. En jy gaan vir daai virus sê, luister, jy bly net in hierdie huis, jy klim nie op 'n vliegtuig nie. Jy gaan net hier bly, ons maak ons grense toe, ons gaan nêrens heen nie, nou gaan ons hom onder beheer hou. Dit gaan nie so werk nie. Ook as ons gaan kyk na ons klomp informele settlements wat ons daar buite het. Ek bedoel die meeste van daai ouens het nie eers lopende water nie. En dan wil ons vir hulle seker goed van hulle verwag. Ons wil vir hulle verwag om die taksies en dit is korrek, die taksies moes hulle vensters oopgemaak het. Maar geen taxi gaan 5:00 in die oggend sy venster oopmaak nie. So daai virus is nou maar oral en die hele ding is ons moes geleer het om daarmee saam te leef. Ons immuunstelsels moes geleer het van hierdie virus. En die oomblik wat jy jou immuunstelsel in aanraking kom en jy het 'n goeie respons van jou limfosiete, van jou op 'n molekulêre vlak, 'n goeie respons, dan gaan jy fyn wees vorentoe. Maar niemand het dit gehad nie. So aanvanklik was dit 'n probleem hoe om mense te beheer en jy sal liewerste dit stadiger in die community laat sprei sodat jy bietjie beter beheer het oor die ouens wat siek word. Want ons hospitale kon dit nie hanteer nie. Niks kon dit hanteer nie. Dit was regtig 'n sirkus geweest. Ons het gepraat van hoe mense immuunstelsel reageer. 'n Ander omstrede kwessie was die COVID-19 enstof of enstowwe. Hoe effektief was dit geweest? So as jy gaan kyk na van die entstowwe, baie effektief, 90%. Wat regtig effektief is. Die groot drama het gekom omdat hierdie entstowwe in so kort periode ontwikkel is, het nie deur al die prosesse gegaan nie. Maar die tegnologie wat gebruik is vir daai entstowwe is al lank bekend. So dit is nie asof hulle nuwe tegnologie moes ontwikkel het hoe om hierdie entstowwe op die mark te kry nie. En ja, die entstowwe op daai stadium was baie noodsaaklik vir al vir ouens wat regtig siek is,
wat slegte immuunstelsel het, as daai ou siek word, is sy kans om dood te gaan regtig baie groot. En jy wil graag daai tipe mense beskerm het. En dis hoekom ons jy weet aanbeveel het om enstowwe te gebruik. Maar ek bedoel, ons het almal gehoor dat na 3 jaar as jy die enstof kry en jy doodgaan, so ons is almal nog lewendig. Jy weet, en al die klomp nonsens van goed wat in die enstowwe ingeplant word. Ek kan nie glo mense kan dit glo nie. Maar in elk geval nee. Ons is deur daai tydperk en sal ons nou vir pasiënte sê gaan vaksineer? Nee, ek sal nie vir my eie opinie, ek sal nie my pasiënte tans aanbeveel nie. Tensy daar 'n totaal 'n ander tipe strain op die mark kom wat ons geen weerstand in het nie en jou risiko dan weer eens verhoog om dood te gaan of baie siek te word as jy dit kry, dan kan mens dit weer oorweeg. Maar tans nee, ek sal nie jou aanbeveel. Ek sou eerder aanbeveel om jou griepspuit, hy's maar so 60% effektief, maar as jy ook nie kan bekostig om siek te word nie, vat jou griepspuit. Maar andersins wat die COVID-spuite tans aanbetref, nee. Die groot kwessie ook in daai tyd en wat baie mense aan verskillende kante van die tafel gehad het, was die neeweffekte van die enstof. Ja. En daar was natuurlik baie ander middels wat aanbeveel is in plaas van die enstowwe. So is daar nou soos byvoorbeeld ivermectin wat almal was nou met die diere medikasie te doen het, maar is daar wat jy nou al gesien het neeweffekte wat saam met ons gaan bly vir 'n rukkie nadat ons daai enstof gevat het, of was dit maar ook net hype en mense wat Daar was 'n klomp hype rondom dit. Onthou met enige enstof gaan jy as jy geïmmuniseer word, jy gaan daai seer arm hê, jy rooi en jy mag dalk 'n bietjie koorsig voel of so vir 'n dag of 2. En dit is eintlik verbygaande. Daarna is dit nie meer daar nie. Soos ek sê, ons is 3 jaar, daar's mense soos ek sê wat sê ons gaan doodgaan. So ons is nog steeds lewendig wat die enstowwe gekry het. Maar wat wel gebeur het, en dit is met enige enstof, dit maak nie saak watter enstof jy vat nie, daar is neeweffekte. En wat baie kommerwekkend was, veral met Johnson & Johnson, was die klonte wat die ouens gekry het. En dan daar ook party pasiënte wat Guillain-Barré gekry het. So ja, daar is ouens wat regtig siek geword het van die vaksine, maar as jy gaan kyk na die groot statistieke, is dit nie elke tweede ou of elke derde ou soos wat dit op sosiale media was nie. En onthou die program of die waar hulle in Amerika dit kan aanmeld, is eintlik in baie van daai statistieke is gebruik om te sê, jy sê, maar kyk net hoe baie is aangemeld. Dis net aangemeld, so ek kan enigiets aanmeld. Dit was nie bewys dat al daai wat aangemeld is, wel 'n effek gaan hê, of dit wel toegeskryf kan word aan daai vaksine nie. So, ek weet, ou moet net altyd bietjie perspektief behou. En jy moet vir jouself gaan besluit, jy weet. As jy nie jou masker wil dra nie, kyk, ek was baie aangeval oor ek sê dra jou masker, veral toe ek sê dra jou blerrie masker. Want weet jy, mense was mense wat woedend tot vandag toe vir my nog steeds kwaad is. Hoe durf ek waag om te sê jy moet 'n masker dra? Wat hulle nie besef nie is daai masker beskerm my eintlik. So my weerstand is 'n bietjie af. Ek sit daar, dra my masker. Ek kry nie jou kieme so maklik. So ek beskerm eintlik myself. So moenie vir my kwaad wees as ek vir jou sê beskerm eintlik jouself nie. So en nog steeds vandag, ek dink as jy vandag bietjie grieperig is of iemand in jou huis het griep of verkoue, sit 'n masker op dat jy dit nie kan kry, veral as jy dit nie kan bekostig om siek te word nie. Jy kan dom wees en dink daar ivermectin gaan jou vir jou help. Ivermectin is geen bewys dat dit gewerk het nie. En die probleem met die ivermectin is die dosisse. Daar was geen standaard dosis nie, daar's geen studies gedoen watter dosis, hoe lank en hoe dit moet gebruik word nie. Daar gaan mense wees wat sweer ivermectin het hulle deurgehelp. Sonder ivermectin het hulle dalk ook deurgekom. So maar ons sal nooit weet nie, né? Dis verby. Nou dokter, ons sien egter vandag nog steeds gevalle van COVID. Het enige iets verander vanaf Grendeltyd tot nou? Ja. So wat verander het is ons het wat ons noem herd immunity, die groepsimmuniteit opgebou vir hierdie virus. En nou, as ons sien nog steeds COVID, glo my, COVID is nie weg nie, maar dit is nou so afgewater, die virus is so afgewater, en die ouens se immuunstelsel kan dit baie maklik
op te haal en dan beveg. So die ouens word nie sommer baie siek nie. Hier en daar is daar weer eens enige siekte mense wat baie siek word. Maar dit is net ek dink net 'n ou moet altyd weer eens perspektief behou en moenie, jy weet ek verstaan nie hoekom mense as hulle na 'n dokter toe gaan of na 'n hospitaal toe gaan. Dit is soos 'n familie-uitstappie, jy weet, die ma is siek en al die kinders, die oupa en die ouma almal gaan saam. Dan sit jy daar in die wagkamer of dit in die hospitaal se wagkamer is of jy's dokter en jy's so dom, jy sonder 'n masker en jy weet nie daai hele plek is vol kieme nie. So ek verstaan nooit hoekom dit 'n gesinsuitstappie is nie. Ek bedoel as jy siek is, gaan jy alleen dokter toe, jy sit in 'n ontvangskamer. Ja. As jy hoeserig en so is, dra jou masker. Want dis om jouself te beskerm want jy weet nie wie was voor jou daar nie. Wie het voor jou daar gesit en daai virusse bly partykeer lank in 'n vertrek. So dit is nie 'n familie-uitstappie nie. 'n Doktersbesoek is nie 'n familie-uitstappie nie. Dis 'n privaat besoek. Dis 'n privaat besoek. Ek wil ook graag net vra ter afsluiting, lang COVID wat baie mense gekry het. Is daar enige manier om dit te voorkom? Kan dit nog voorkom dat 'n mens lang COVID kry? Ja. So en hier's die probleem met lang COVID. As jy sekere simptome het en is langer as 3 maande nadat jy 'n sê maar COVID gehad het of 'n lugweginfeksie. Onthou baie mense weet nie as hulle COVID nie, hulle gaan toets nie, hulle voel net bietjie grieperig en dan ontwikkel hulle wat ons noem lang COVID. So dis simptome wat 3 maande nadat jy jou infeksie gehad het nog steeds voortduur. Dis goed soos moegheid, daai brain fog, ek kan nie dink nie, jy weet my kop is nie mooi oop nie. En so daai word dan nou toegeskryf, maar ek kan dit nie bewys op 'n bloedtoets of 'n ding nie. So jy moet daai pasiënt se geskiedenis ken en jy moet daai pasiënt kan probeer ondersteun. Baie dankie Dr. Angelique. Gaan maak 'n privaat afspraak met jou dokter, nie 'n familie-uitstappie nie. Goeiemôre, good morning is net hierna terug. Bly net waar jy is.
The critically acclaimed Hidden Giants returns to the Joburg Theatre on the 8th of May, promising an unforgettable 90-minute exploration of the universe's most mysterious phenomena, black holes. This breathtaking live performance blends captivating storytelling, live music, and stunning visuals to immerse audiences in the wonders of the cosmos. And I've got the pleasure of now speaking with physicist and storyteller Dr. Luca Pontigia and award-winning composer and pianist Yashin Modi to uncover what theatregoers can expect from the show. A very warm goeiemorgen, good morning to you both. Good morning, thank you for having us. I want to start with you, Dr. Luca. How do you take one of the most complex things in the cosmos and put it into a theatre show that is entertaining and that people can kind of understand? So I think there's two answers to that question. The first is, Yash and I both actually come from technical backgrounds. Obviously, I'm a physicist and Yash is an actuary. So he studied actuarial science at WITS, and we met at Discovery. We both work now. Now, at Discovery, we both have technical roles, meaning we are trying to take technical information and transmit it to non-technical audiences in a way that they can understand. So we have a natural kind of expertise in that. Then the second part is that I have, when I was in varsity studying physics, if I wanted to have conversations with people, I'd tell them, I am doing string theory, and they look at me with a blank face. So I had to learn, how do I create a story that is more emotional? Because people understand emotion. They might not understand the technical stuff, but they understand emotion. So if I can take the story of black holes and figure out what emotions does it evoke in me, then how do I recreate those emotions using much simpler words and then music. Yashin, Luca's just spoken about the emotion behind trying to explain things that people don't understand. I mean, black holes, we don't know much about them, but your music actually takes us on that emotional journey through all of the technical stuff and all the stuff about space. So how did you go about composing something that would awaken an emotional response in a viewer? So part of it is a bit random, like while we're setting up, while Luca's opening his laptop, I'll be playing a little piece and he's like, that's pretty good, we need a bit of that. A little, another maybe 40% of the compositions are quite intentional. If he says we need something big to convey the expansiveness of a black hole, I'll sort of bring in big chords in the lower end of the piano. Then I say we need something light to convey the smallness of the atom, or quantum theory. Then I'll make it sort of very staccato or very sort of high end. So that's sort of a collaborative process between us. That's the next question I was actually about to ask. The collaboration between the two of you, you must be able to quite nicely work off each other's energy. See what I did there? Yeah. No, it's brilliant. I think first and foremost, Yash and I have an incredible, similar sense of humor. Yeah. And that in a way actually diffuses a lot of the tension, the stress, and we can debate so much. I mean, every decision we make, it's always, what do you think? What do you think? And so there's a lot of tension between us, which creates a combination of something which is greater than the sum of the parts. I obviously come within the technical storytelling and the science of it, and then I'm telling him, hey, Yash, I want this emotion, I want the mystery, I want something more inspiring. So then he listens to that technical story or the emotion, he creates it, and I'm listening to it. I'm like, does it evoke the same thing in me? But then him, as a non-scientific person, can say, look, but Luca, this doesn't make sense what you're saying. I don't understand it. Why do you say this? Yeah, and it's like there's this constant back and forth. Like that piece is not invoking enough emotions. I'll try again. I'll go back to the blackboard. Then I'll tell him at the end, at the end of the presentation, I'm like, can we round it up in some way? Because as someone who doesn't really know much about black holes, let's answer the question: why do we even care to study black holes? So then we brought that into the presentation. So there's always this back and forth between us. And the answering of that question of why do we need to study black holes is found in Hidden Giants, the theatre show. Exactly. So you've taken something that's so removed from science, which is arts and culture and theatre, and you're using it to kind of make it more palatable for me as a viewer. Completely. What is that process like? I mean, that process is all about what is the message we want to give, right? It's like any story, what is the message? And with the show Hidden Giants, the fundamental message is be curious, right? There is this greatness within us that is hidden behind our shadows of doubt and fear, but it's right there. And just like the black hole is right there, it's huge. We just can't see it because it's hidden. So too do our internal greatnesses exist. And it's about saying, let's create a story where we present this big object and how amazing it is and how we can discover it with being curious as a scientist. But then internally, there's this greatness within us, which you can also discover by being curious. How have audiences reacted, Yashin? It's been brilliant. I mean, we started
as an experiment. Luca first started doing this talk about 5 years ago with just a little bit of cover music in the opening slide. Then he had this idea, what if I played that music live? Then we're like, okay, I'm not going to just play for the first 5 minutes. Let me play for the full 40 minutes, the show that we took to the Bioscope. Then we kept on selling out, and eventually, and the first few shows were mostly people we knew. And then eventually, I remember the one night we were in the Bioscope and we looked out about a 50-seater venue, and we didn't recognize a single person there. And we're like, people actually want to come see us do They're paying their money to watch science. That's a bit strange. But... Yeah. And then we said, let's take a big risk. Let's go to the Joburg Theatre. This was last year, September. We ended up almost selling that out, and now we're going back again. That is absolutely incredible. How can people get more information about the performance, and when can they come see it? So we have a website, which is just universeonstage.com. So that's the first easiest thing. But our show name is called Hidden Giants. So if they just Google Hidden Giants or Hidden Giants web tickets, that's where they can buy the tickets. There's a bit of a discussion about what the actual show is about. And obviously our Instagram is just the Universe on Stage. So I think Universe on Stage is ready for a whole bunch of different shows. Thank you so much, Dr. Luca. Thank you so much, Yashin, for coming and telling us more about this. It sounds so exciting. My son would absolutely love this. So I think I need to make a plan to take him. Bly net ingeskakel en bly net waar jy is, want net hierna gesels PC Vermaak van die Ramkat Mafia meer oor hulle splinter nuwe musiekvideo. Dis goeiemôre, good morning. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig, en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groep Beperk, sukses met 'n hart. Ja. Marikie. Ja? Wat dink jy? Ek dink ons moet dit in die kombuis doen. Ek dink ons moet ons kombuis nou oordoen. Daarmee kan ons help. Universal Kitchens, ons kan meeste van jou fantasieë in die kombuis laat waar word. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans, so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
Welkom terug, is 22 minute oor 7 en ek moet nou vir jou sê, dis tyd om nader te skryf, draai maar die volume, skuif nader, dis tyd om die volume knoppie op te gooi en daar in die hoogtes in te stoot, want is nou tyd vir die eerste keer hier op Goeiemôre, Good Morning, die Ramkat Mafia en hulle spiksplinter die musiekvideo van hulle nuwe enkelsnit, Plofstof. Daar gaat hy. Daar vat hy. Realiste, net so wakker geword, sonder pille ingestort. Nou soms anarchiste, wat lewe met onruste, gedisoriënteer, deur die gebeur, gedruk teen my kop. Want die ink op my lyf, vertel die stories van 'n lyf. So ons kon wegkom, voor realiteit se bomskop, voor die alkohol kom klop, voor die spooke na 12 inklop. So ons kan teruggaan, voor die stillers op my bedkas, toe Betty nog bekend was, ek pak hy stories in 'n leedtas. Soms kom die twyfel in, en flits daai aande ons is dit, en ons weet het, al leef demone in my kop, speel jou woorde met my rond, speel jou woorde met my rond, maak my vol met plofstof, bottel dit tot ons oploop, en dan breek weer tot stof, van die ink op my lyf, vertel stories van 'n lyf. Selfs-tyd hê met hierdie manne. Dankie, hier is Rosanne nou en hulle gesels met die Ramkat Mafia. Natuurlik die Ramkat Mafia, PC is hierso, Marcus is hierso. Die een is die sanger, die een is die gitaarspeler en hulle is die Ramkat Mafia. Rosanne, oor na jou toe. Baie dankie Pieter. Wat 'n lekker manier om 'n maandag mee af te skop. Plofstof, dit is so 'n get up and go liedjie. Yes. Ramkat Mafia. Waar kom die naam vandaan? So dit is essensieel het ek het iemand het my een keer op hoërskool genoem. Ja, jy dink jy's 'n regte Ramkat en ek nie geweet wat dit beteken nie. Toe en ek was 'n groot van Coke Cartel fan gewees. Toe sê ek soos, wat is anders as 'n kartel? En is ek 'n mafia. Sê ja, toe het ek gedink, yes, dit sou actually 'n cool bandnaam wees. Hy was nie heeltemal on board gewees nie. En ek het hom so 2 weke gegee om net om te marinate. Toe vra hy, wat is die naam van die band nou weer? Toe sê ek soos die Ramkat Mafia. En jy's heel hopeloos die jonk om na Moete gekyk het, so jy ken nie vir Karel Ramkat nie. Nee. Nee, okay, dis okay. Dit mense sleg voel so vroeg op 'n maandagooggend. Anyway, wat is die konsep agter Plofstof? Want jy was speel gitaar in die band. Jy het ook die musiekvideo geskiet en geredigeer. So jy's 'n man van vele talente. Ja, nee, dit was 'n lekker ding om te gedoen het. So PC het die vocals en die lirieke geskryf en al daai dinge gedoen. Ek en Mike en Ruben wat ook deel is van die band het die musiek geskryf en so. Maar dit gaan basies oor
waar ons was in 'n innocent plek en hoe ons nou al ons emosies moet opbottel totdat ons ontplof. Ja. En dan net hoe ons wil teruggaan toe dit nog beter was. En ja, dis maar die idee agter die storie. Ja. Ja, dit is eintlik, ek meen, hoeveel van ons het nie 'n koppie koffie nodig in die oggend net om deur die dag te kom. Ja. Waar as kids was dit net jy het opgestaan en jy was happy en jy wou 'n astronaut wees. Ja, vol energie. Waar kan mense die liedjie gaan luister? Hy is nou beskikbaar waar? Hy is letterlik op alle digital platforms is hy beskikbaar. So op MyTube, YouTube, iTunes, waar ook al jy luister, hy's daar. So ja, en hulle kan al die sound gebruik op Instagram. Doen dit. Okay. Maak 'n video en tag julle. Ja, tag ons. Baie dankie PC Marcus van die Ramkat Mafia. Dit was so lekker om met julle te gesels en ons wens julle al die sterkte toe vir die toekoms met julle musiek. Dankie. Waardeer. Oor na jou Elsa. Baie dankie Rosanne. Ja, dit was 'n interessante insiggewende program. 'n Bietjie emosioneel, maar ook lig aan die einde. So knap gedaan, 'n oggend van eerstes, hoor. Ja. Oggend van eerstes. Ek dink ons kan trots wees. Baie lekker span. Goeiemôre, good morning. Nou onthou, julle kan by ons adverteer. So stuur gerus vir ons 'n boodskap na sales@creatorsway.co.za. En dis al van ons kant af. Ons sien julle weer môreoggend. Soos ek altyd sê, maak seker daai koppie koffie staan sommer reeds gereed. Sien julle dan. Goeiemôre, good morning. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.